Here vir die wonderlike woord van Here. Is julle bewus dat hierdie storie van die verlore seun word deur kenners wêreldwyd gesê die storieformaat is een van die beste stories wat nog ooit vertel is. En hulle vergelyk dit met sekulêre stories, hulle vergelyk dit met allerlei stories en hulle sê sy formaat en die manier hoe die storie vloei is een van die beste stukke liturgie wat nog ooit geskryf is. Hierdie storie is 'n storie oor huis toe kom en ons tema is kom huis toe. Iemand het eendag gesê, 'n Christen is iemand wat op die stoep sit en huis toe verlang. Het jy al aan gedink? Ons as Christene kan op die beste plek sit en jy het nog steeds hierdie gevoel in jou. Is nog nie my einddestination nie. Ek is nog nie heeltemal by die huis nie. Die woord van Here praat baie daaroor. Die Engelse vertaling sê, hy sê, we are but mere aliens in this world, passing through. Ons is van 'n ander wêreld, sê die Afrikaanse vertaling. We are not from this world. 'n pragtige vers in Hebreërs 11, vers 16 sê, maar nou hunker hulle na 'n beter vaderland. Hy praat van die kinders van die Here. Hy sê hulle hunker, ek love hy woord hunker. Wanneer laas het jy bietjie gehunker? Het jy al gehunker na asem? Net om 'n asem te kry, net asem te vat. Hunker na die ware vaderland en dan gaan aan, naamlik die een in die hemel. Dis waarom God hom nie skaam om as hulle God bekend te staan nie. Hy het immers vir hulle 'n stad voorberei. Hy het immers vir hulle 'n stad voorberei. Ek love daai woorde. Soos dit die konsep dat Christene eintlik reisigers is deur hierdie wêreld en ons is nog nie heeltemal by die huis nie. Maar dit was die konsep gewees, maar daai konsep het begin verander. Daai konsep het stadig maar seker begin verander. Veral as ons nou luister na Jesus se woorde in hierdie wonderlike storie in Lukas. 'n Seun wat weggegaan het, hy het losgeraak van die vader, hy het eintlik die vader vergeet en hom gelos en sy rug op die vader gedraai. Maar Jesus sê, vir sy gehoor wat luister, ons kan vandag huis toe kom. Huis toe kom is nie meer een dag as Jesus kom om ons hemel toe te vat nie. Huis toe kom is nie meer wanneer jy sterf en jou laaste asem uitblaas nie. Dit klink vir ons of as Jesus sê, jy kan nou by die huis wees. Dawid ken hierdie konsep en ver voor die wysheid van sy tyd sê Dawid in Psalm 23, aan die einde van daai Psalm waar hy so mooi bid, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Dit beteken, ek sal in die Here bly vir al die dae van my lewe, vir al die bestaan, alles wat die Here vir my gee, hoe lank lewe hy vir my gee, ek wil elke dag in die huis van die Here bly. So ons het hier twee elemente. Ons verlang na iets wat nog kom, ja ons doen, dis waar. Maar toe Jesus sy prediking begin, toe begin hy die mense opgewonde maak. En toe begin hy sê, is julle bewus daarvan, dat God het nou in julle neighborhood ingetrek, julle kan nou huis toe gaan. Julle kan nou huis toe gaan. Julle kan by God wees. So waar is ons huis? Waar is Christene se huis? Hierdie metafoor in die Bybel is 'n ryk metafoor. Huis is waar jou pa bly. En in die Christelike tema, in die Christelike term, is jou huis is wanneer jy naby aan jou vader, jou geestelike vader is. Dit is waar jou huis is. Dit is 'n beeld, dit is 'n metafoor om die verduidelik. Jou huis is waar jy in God se teenwoordigheid is. Dink daaraan. Jy kan baie ver van enige veiligheid af wees, maar as jy bewus is van God se teenwoordigheid, is dit die beste plek vir jou om te wees. Jy's by die huis. Jy's gemaak vir daai huis. Alles in daai huis is gemaak vir jou.
So met ander woorde, huis toe kom, ek probeer hierdie beeld skep, is wanneer jy en ek diep verbintenis het met die Vader. Of wanneer ons in 'n hegte verhouding leef met die Vader. Huis is waar jy 'n diep ervaring het, 'n diepe ervaring het van koneksie. God is by my en ek is by God. U is myne en ek is u se. Ons is by mekaar. En dit noem ons, dis wanneer jy in die teenwoordigheid van die Here leef. Of in die teenwoordigheid van die Here is. Dit is wat huis beteken. So 'n ander woord vir huis, en as jy dit mooi wil verstaan, die Bybel is groot hiervoor. Jesus het begin praat, hy sê, ek bring vir julle die goeie nuus. Want wat het die Ou Testament gedink is God se huis? Hulle het gedink is in die tabernakel wat reg was, en God het in die tabernakel ingetrek, maar eintlik kan niemand daar bly nie, nê. Want as jy daar ingegaan het as 'n gewone mens, sou jy sekerlik sterf, want die teenwoordigheid van God was swaar in daai plek, en ons wat sonde gehad het en sonde geleef het, kon nie in daai heiligste van heiligstes kom nie. So toe Jesus sê, ek bring vir julle goeie nuus, wat het hy verkondig? Hy het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Nou dis nou 'n ander woord vir huis. Wil jy weet waar is jou koninkryk? Jou koninkryk? Milan se koninkryk is nog baie klein. So sy koninkryk is net sy kamer. Daar is dinge soos hy wil hê dinge moet wees. Soms. Tot sy ma hom override. Maar hy is redelik okay oor sy kamer. Ons kan hom trust. Milay is 'n ander storie. Sy het nog geen koninkryk. As ons vir haar 'n kamer gee as haar koninkryk, daar sal gediertes uitbrei. Nou, jou koninkryk is die area van jou lewe waar jou wil geskied. Die oomblik as jy in jou eie huis intrek, dan is dit nou jou koninkryk. Of jy wil tuin hê, dit hang van jou af. Of daar troeteldier gewees, dit hang van jou af. So toe ek in my pa se huis gebly het, toe was dit sy koninkryk en dinge was soos hy het wil hê. So ek het gedroom van die dag wanneer ek nie meer in sy huis is nie, wanneer ek my eie koninkryk het. Nou ek onthou baie goed, my pa het 'n pragtige gewoonte gehad, wat baie geniepsig was, is my werk was om in die aande om die staalhek toe te maak. Meile, dis in die middel van die winter die hek, ons het 'n baie lang draai voor hy, so in die middel van laat in die aande, dan moet jy nou uit hardloop en hierdie staalhek gaan toemaak, maar as jy weet hoe as jy 'n vrieskas se metaal vat aan die binnekant en plak jou vinger so vas aan dit, nee, dit is hoe koud daai hek was. Weet jy, los stukke vel aan daai hek soos jy hom toemaak. 'n Lelike staalhek gehad en dan my pa se hek het nooit lekker gewerk nie. Jy ken daai hekke wat so lekker swing, nee? Nee, hy nie. Jy moet hom oplig en dan skuur jy hom oor die sement, die een, dan moet jy die ander een oplig en oorskuur en dan moet jy hierdie staal, dan moet jy twee opgelaaid kry en dis 'n storie. Okay, nou. Soms het ek vergeet om die hek toe te maak. Soms. My pa het nooit kwaad geword nie. Hy het baie vrolik 4:00 die oggend wanneer hy opstaan om te bid. Dan stap in my kamer en sit die lig aan, maak asof daar niks wat. Hoor Jaco, jy moet gou vir pappa die hekkie gaan toemaak, hoor? 4:00 die oggend. Sit ek daar, is soos Lazarus come forth, jy weet, uit die water uit. En stap ek af hek toe, jy weet nie of gaan jy dit maak nie. En dan bid ek vir die dag wat ek in my huis bly, my eie koninkryk. As my hek oop is, dan staan hy oop. Man, as ek my hekke wil afhaal, haal ek hulle af. Gaan nie sy hek hê nie. Rou dit vir my gewerk. Ek sal dit nooit vergeet, die daai eerste aand. Ek en Karina koop 'n huis. En daar sal die groen was 'n pink huis met groen geete en groen tralie. Dis letterlik wat dit was. Okay? En hy het 'n groen hek gehad. En ek en sy klim in die bed. En ek maak my oë toe, laat die aand, net so voor ek wil weg dit, ek voel die slaap is by my, die dood tree in. Kom my pa se stem hier in my oor. Maak toe die hekke. Ek sê, my hekke is nog nie toe nie. Ek spring op haar klip uit, maak die hekke toe. So ek maak vandag nog hekke toe. Maar jou koninkryk is die plek waar jy sê, dis hoe jy wil hê dinge moet wees. So God se koninkryk is waar sy wil geskied. En as ek en jy in 'n verhouding met God bly, dan trek ons in sy huis in. Dis die plek waar God wil hê dinge moet wees, soos hy wil hê dit moet wees. So wanneer jy in verhouding met God leef, wanneer jy met koneksie in sy teenwoordigheid is, en sy ons naby aan hom is,
dan is dinge soos God wil hê dit moet wees. En dit is liefde, vrede, blydskap. Dis waar jy is. Daar's 'n sin van veiligheid. So hoe voel dit vir jou om tuis te wees? Wat is die ding wat jy doen? Almal het iets wat hulle doen as hulle by die huis kom en hulle, kom ons sê as jou huis 'n veilige plek is. Ons neem nie aan dat almal woon in 'n veilige plek nie. Ons neem dit nie altyd aan nie. Maar as jy huis toe kom, wat is die eerste ding wat jy doen? Trek jy skoene uit? Ek wil nie vir julle vertel hoe ek my pa se kouse uittrek en wat het hy daarmee gedoen nie. Ouens, ek het berading al gehad my hele lewe lank, net om te weet waar ek vandag is. Nee, vertel wat moes ek doen. My pa het as ek sy kous uittrek, dan knyp hy met sy groot toon die een kous vas en as ek 'n laaitjie dan trek ek aan die kous en wanneer ek op my hardste trek en los sy toon en dan trek ek. Ja, jy het gedink ek het net so groot geword. Nee, ek het so geval. Ja. Maar dit is nie asof jy my pa ken nie, nee. Mens hulle dink my ma se nou die stukke opgetel het, nee, lekker gelag. Wat doen jy as jy huis toe kom? Wat is die perfekte plek vir jou? As jy iemand wat, as jy by die huis kom, gooi vir jou glasie wyn in, gaan sit op die stoep, dan weet jy, die dag se werk is verby. As jy iemand wat pantoffels aantrek en sê, dis die eerste teken van, ek is by die huis, ek is kalm. Maar ek wil jou iets anders vra, wat sal die perfekte plek vir jou wees, waar jy sal tuis voel? Imagine dit. Ek het hierdie droom en hierdie prentjie. Die perfekte huis vir my is 'n huis langs waterstrome met groen en 'n wille tuin om my. En die huis binnekant is nie fancy nie. Die bankies daar kan jy maar met pens en potjies opsit, jy hoef nie mooi te sit nie. Houttafel en ek het hierdie idee dat hierdie huis het 'n oontjie en daar's altyd 'n warm brood aan die broei daar binnekant aan daai end en die reuk van warm brood is buitekant. As jy buitekant kom, dit is nie 'n well-kept garden nie, it's a wild garden. Maar dit lyk asof God hom in stand hou. En as jy daar kom, dan weet jy, all is well. All is well with my soul. Dit is 'n plek waar ek wil wees. Dit is 'n plek waar ek voel ek het vrede. Dit is 'n plek waar blydskap kom, nie van wat buitekant gebeur nie, dit voel of 'n aanhoudende bron van blydskap binnekant af uitvloei. En dit voel asof ek hier wil wees, ek wil nooit hier vanaf weg wees nie. Dit is wat dit is, om huis toe te kom en by God te wees. As jy by God is, dis wanneer jy die beste weergawe van jouself kan wees. Dis wanneer jy by God is, dan voel dit vir jou, is die eerste keer wat ek eintlik asem kry. Dit voel jy kan diep asemhaal en diep asem uitblaas en jy voel all is well. Die ou kerkvaders het 'n term hiervoor gehad. Hulle het gesê wanneer jy so diep verbind is met God, is jy in consolation. Jy's connected. Jy's by die huis. Ons almal het dit al ervaar. En ek neem aan dat daar's mense wat sê, ek het nie 'n klou waarvan jy praat nie, maar ek wil meer daarvan weet. Ek wil weet hoe om daai te kom. Dit is 'n plek waar jy net weet, God is naby en ek is veilig. As jy nog op 'n plek is waar jy dink, as God naby is jy in die moeilikheid. Dis okay, ons moet daar verby groei, maar dan moet jy nog 'n bietjie werk aan jou beeld wat jy het van God. Want as jy naby aan God is jy veilig. Maak dit wees nie. Maak dit wat in jou lewe gebeur het, jy is veilig. As jy naby aan God is. Maar, daar's tye. Daar's tye. Wanneer ek en jy 'n diep ervaring het, ek is disconnected. Ek is 'n bietjie weg. Ek voel 'n bietjie anxiety. Bekommernis. My blydskap is bietjie ver. Ek het lanklaas gelag. My kop tyd. Soos hy dink aan al die dinge wat kan verkeerd gaan môre. Ek wil Bybelstudie doen, maar ek het net nie die krag nie. Ek vat die Bybel, maar het voel dood. Ek noem 'n klomp goed, want ergens het jy dit al gevoel. Ergens 'n geloofskrisis van, is dit reël, is dit waar, is dit reg? Daar's tye wanneer ons voel, soos die verlore seun, ons voel, ons is nie by die huis nie. Ons is nie by die huis nie.
En is in hierdie plekke waar ons nie kan vertrou wat vir ons gesê word nie. Want in ons gedagtes, dan weet ons nie of is dit ek self of waar kom dit vandaan nie, is daar hierdie woorde wat sê, God is kwaad vir jou. God is diep teleurgesteld in jou. Hy's vies. En dit is die grootste leuns wat vir jou verkondig word. Dit is die grootste leuns wat vir jou verkondig word. Jy kan nie daai woorde vertrou nie. Dis wat ons dink. En ek wil vandag kyk, dat ons hierdie gedagtes en idees, wanneer ons disconnected is, kan hok slaan, kan na die park uitslaan. Ek wil vir jou vra, waarom dink jy, vertel Jesus die storie van die verlore seun? Dit is 'n storie van 'n seun wat in die huis was, wat nou uit die huis uit gaan, en dan wat weer terugkom huis toe. Weet jy hoekom vertel Jesus dit? Want hy wil hê, jy as Christen, jy as kind van God, moet weet, dat soms is alle kinders van die Here nie by die huis nie. Die grootste leuen wat die duiwel vir jou gegee het, en wat hy aanhoudend aan jou verkondig en sê, jy is al ene wat bietjie disconnected voel. Hoe die ander is altyd naby aan God. Dis die grootste leuen wat vir jou kan verkondig word. Dis 'n deel van die Christelike lewe, dat soms is jy diep verbind, en ander tye voel jy bietjie kouer. And that's okay. Hou op dat die duiwel vir jou lieg en vir jou sê, daar's fout met jou, jy is sleg, en God is kwaad vir jou. That is a part of the Christian life. En Jesus wil hê, jy moet hierdie storie hoor, want daar's twee goed wat hy wil baie graag hê, jy moet raak sien. Een, hy wil hê, jy moet weet wie is jou pa. Hy wil hê, jy moet weet wie is jou pa. Jy voel dalk God is kwaad vir jou, jy is disconnected, maar onthou hierdie een ding, dis net jy wat verander het. God het nog nooit verander vanaf die laas by die huis was nie. God is nog dieselfde. En baie keer is dit ek en jy, ons gedagtes lieg vir ons, die duiwel lieg vir ons. God did not change. Maar dan is daar 'n ander groot ding hoekom Jesus hierdie storie vertel. Waarom vertel hy dit? Want hy wil hê kinders van die Here moet 'n pad terugvind huis toe. 'n Pad terugvind huis toe. Dit is 'n verskriklike belangrike ding die. Wat doen jy en ek as ons nie by die huis is nie, as ons voel ons is disconnected, en het jy agtergekom, jy weet dit nie dadelik nie, na so 'n week, 2 weke, 3 weke, 'n maand, kom jy agter, maar dinge is nie soos dit was nie. Wat is hier in my aan die gang? Jy voel jou blydskap is 'n bietjie weg, jy lag minder, vrede is 'n bietjie gesteel, goed ontstel jou vinniger, jy's meer krities ingestel, jy kom dit agter. Maar raai wat, die grootste gevaar is, wanneer ons so onbewus lewe, dat ons nie eens meer agterkom, ons is nie by ons Vader se huis nie. Wanneer ons so onbewus leef van dit wat om ons aangaan, en dat ek so disconnected is met wat ek voel, wat binne in my beweeg, dat ek nie eens agterkom, ek is nie by die huis nie. Julle, daar's baie voorbeelde in die Bybel daarvan. Sommige die eerste groot voorbeeld is in Samuel 12 vers 1 tot 20. Dawid wat so disconnected leef van die Here, dat hy moord pleeg, oorspel pleeg, wegdryf van die Here, van hy gaan net aan met sy lewe, hy's disconnected, hy's nie bewus van wat nou gebeur in sy siel nie. En dan het ons baie keer iemand wat ons terugroep huis toe nodig. Hy het iemand wat vir hom sê, hey Boeta, jy was lanklaas by die huis, waar leef jy, waar loop jy? Die profeet Nathan kom na Dawid toe. En hy vertel hom 'n storie, hy sê, Dawid, daar was 'n man, hy het 'n klein bokkie gehad, klein skaaplammetjie gehad, hy het hom met die hand groot gemaak en was sy kosbaarste besitting. Langs hom was 'n buurman, 'n baie ryk man, en hy het baie skape en lammers gehad. Die ryk man kry 'n belangrike gas, en hy wil nie een van sy skape slag nie, maar hy gaan vat die arme man se lammetjie wat in die huis groot word, en hy slag hom, en hy gee hom vir sy gas om te eet. Dawid sê, wie is hierdie man, dat ek hom onmiddellik doodmaak, dat ek hom straf? Hy sê, nee, dis jy. Iewers skielik gaan Dawid sy oë oop, skielik, ek is nie by die huis nie. Dawid val op sy knieë neer, en hy berou voor die Here. Hy bely sy sondes. En raai wat doen hy? Hy kom terug huis toe.
Soms weet jy nie, jy is weg van die huis af nie. Dalk hoor jy dit vandag, maar soms het jy 'n vriend, 'n vriendin, soms het jy 'n man of 'n vrou, jou eggenoot nodig om te sê, kom terug huis toe. Nou, wat doen jy as jy agterkom en bewus is, ek is nie by die huis nie? Wat maak jy? Hoe vind jy weer jou pad huis toe? En jy kry nie die pad nie, jy probeer kyk en jy sien nie die pad nie. Hoe kom jy terug huis toe? En ek dink dit is uiters belangrik, daar's soveel beautiful stories in die Bybel, wat wys hoe het mense hulle pad terug na God toe gevind. Is eintlik 'n baie groot ding wat moet gebeur. Christene moet hierdie lering hê. En ek is eintlik geskok om te weet dat ek dit nog nooit geleer nie. Die laaste paar jaar is dit eers vir my geleer. Daar's metodes, daar's dinge wat ons moet doen om terug te kom huis toe. Ek wil graag julle help. Ek wil graag vir julle dit gee. In die weermag, kom ons sê die Amerikaanse Marines, het hulle 'n ding wat hulle noem evade and escape and evade. Dit is wanneer jy behind enemy territory is en jy kan nie jou wegvind huis toe nie, dan moet hulle leer jou. Hulle spandeer verskriklik baie energie en tyd om jou te leer hoe om die vyand te ontsnap van die vyand en hoe om weg te bly van die vyand toe en om weer jou pad terug na die huis toe te kry. Dit is vir hulle verskriklik belangrik. Ek wonder hoekom is die kerk so traag daarmee? Ons is traag. Ons moet mense leer, hoe kom jy terug huis toe? Ek het die groot voorreg om opgeleid te word as 'n skipper, 'n seilbootskipper, so ek kan in internasionale water seil en ek kan my weg maak om die wêreld. En een van die groot goeters wat hulle jou leer, as jy in die middel van die oseaan is hoe om jou pad huis toe te vind. Wanneer daar geen landmerke is, geen robotte is, geen straatname is nie, hoe vind jy jou weg huis toe? En ek onthou eendag sit ek al in my kamer, hier in Huisnaam, en dis oggend in gebed, en ek kyk so by die venster uit, en toe ek so uitkyk, toe kyk ek na die berg hier, so ek kan die berg sien, of kom ons sê hierdie landskap aan die ander kant van die meer, daai groot berg aan die ander kant van die meer, en op daai landskap sien ek die twee ligte, 'n groen lig en 'n rooi lig, en ek sien twee wit ligte. En terwyl ek na hulle kyk, sê die Here vir my, waarvoor is daai wit ligte? En ek ken die reëls, is the rules of the road. Daai twee ligte wat op mekaar gelyn is, noem hulle 'n range line. En daai range line is vir mense wat nie die lagoon ken nie, as jy van oorsese waters af inkom, en dan as jy in die laaste kanaal inkom om by die hawe in te kom, moet jy daai twee ligte te mekaar oplyn. So as jy terugkyk en jy sien twee ligte, dan sien jy nie in die regte pad nie. As jy terugkyk en jy sien een lig, beteken die twee is op mekaar gelyn. Dan as jy in die kanaal, dan kan jy reguit ingaan hawe toe. En die Here sê vir my, Jaco, maar weet jou mense hoe om terug te kom huis toe. En dis waar jy gebore is. So toe dink ek vir myself, wat is die goeders wat ek moet doen as ek verloor is op die see en ek moet my pad terugvat land toe en ek moet my hawe kry en ek moet my huis kry? So een van die eerste goeders wat gebeur is ons moet bewus wees dat ons navigeer toerusting het. Navigational tools het, en ons moet daai navigational tools gebruik. En ek sal sê, vandag die heel eerste ding is wat jy moet weet, is om terug te kom huis toe, is iets wat ek by die verlore seun sien. En dis wat die Bybel sê. Die Bybel sê, die seun het so honger geword, dat hy selfs die pele van die varke geëet het. Vir hom smaaklik gelyk het, die varke van amper sê ek die varke van die pele. Die pele van die varke het vir hom smaaklik gelyk. Maar niemand het hom enigiets gegee om te eet nie. Toe het hy uiteindelik tot sy sinne gekom. Wat hy gesê? Wat hy gedoen? Hy het uiteindelik tot sy sinne gekom. Weet jy wat beteken dit? Hy het bewus geraak van sy omstandighede. Die meeste van ons is op autopilot. Ons is so gemaklik weg van God se huis af, dat ons raak nie eens meer bewus dat ons leef nie optimaal nie. Ons is so gewoond om uit God se teenwoordigheid uit te leef, dat ons raak baie comfortable. Waar die Bybel sê, we are aliens in this world. Nee, ons het burgers van hierdie wêreld geraak uit God se teenwoordigheid het. En is vir ons 'n plek waar ons okay is. Ons leef nie optimaal nie, ons ervaar nie die blydskap en die vrede, ons ervaar nie die goodwill van God in ons lewens nie, en ons het
op 'n manier dit reg gekry om te survive te midde van dit. En die seun het vir 'n lang ruk so geleef. En op een dag gebeur daar iets. Hy raak bewus. Hy kom tot sy sinne. En hy raak bewus van wat in sy siel aan die gang is. Ek wil jy moet vandag bewus raak, wat gaan in jou sielswese aan? Wat is die toestand van jou siel? En ek wil hê jy moet bekommerd raak oor jou siel, want dit is die belangrikste deel van jou. Die Bybel sê, dis uit die innerlike, uit die sielswese wat lewe vloei, en is die sielswese wat vir ewig lewe. Ons is baie keer so vasgevang op die fisiese. Ons is onbewus, hoe gaan dit met ons siel? Kan ek sê vandag, die eerste stuk navigational tool wat ek vir jou wil gee, is raak het bewus. Is jy nou by die huis, of is jy weg van die huis af? Raak het bewus. En die is nie judgment nie. Jy kastei jou nie en sê, damn it, ek is weg van die huis af. Raak kwaad vir jouself, nee. Nee, ons wil 'n verlange create om terug te kom huis toe. Dis nie 'n vinger na jou wys nie, want daar's baie kere wanneer ek voel ek is nie by die huis nie. Daar's baie kere wanneer ek self voel ek is nie by die huis nie. Dis daai tye wat jy disconnected is, tye wanneer jy net bietjie anders dink, is tye wanneer jy net so bietjie flou, bietjie koud word. Raak bewus, eerste ding. Tweede ding, het julle geweet lughuise? Lughuise is 'n baie belangrike stuk navigeertoerusting. So lughuise word gebruik op allerlei uitpunte, peninsulas op land wat punte in die see inmaak wat navigational obstacles kan wees vir jou op die see. Dit kan gevare wees. Nou 'n lughuis het twee groot redes, twee groot funksies. Die eerste funksie is, het julle geweet dat elke lughuis wat bestaan in die wêreld, nie een van hulle mag dieselfde lyk nie. Het julle dit geweet? Nie een lughuis mag dieselfde lyk nie. Want wanneer jy in die dag na 'n lughuis kyk, dan sal hy byvoorbeeld wit wees met 2 rooi strepe en 1 lig bo-op. En dit sal vir jou sê, daar's net een in die wêreld wat so lyk, en jy kan op jou navigasie inligting kyk en jy sal weet, ek is nou by Cape St. Blaise, naby aan Mossel Bay, dis presies waar hierdie lughuis is. So elke lughuis wys vir jou presies waar jy is. Dan is daar maniere dat jy die lughuis meet. En hoe meer van die lughuis uitsteek bo die horison, nou weet jy presies hoe ver is ek van die land af. Geef vir jou duidelike inligting. En dan die wonderlikste ding van 'n lughuis, in die pikdonker nag, gee 'n lughuis 'n baie spesifieke flikker. Geen lughuis in die wêreld flikker dieselfde nie. En waarom is dit? Sodat jy kan tel, 1 flikker, 2 sekondes stil, nog 'n flikker, 2 sekondes stil, nog 'n flikker. Ek is naby aan Mossel Bay. Dis die lughuis waarna ek kyk. So is ongelooflik. Maar wat is jou lughuis? Dat as jy in die donker see is, dit vir jou sê, kom hierdie kant toe, dis waar die huis is. En dit wil ek vir jou sê, jou lughuis is die woord. Die oomblik wanneer jy koud voel en jy voel weg, trek die woord 'n bietjie naby. Hoor wat sê Dawid, hy het dit verstaan. Dawid se woorde is, hy sê, Psalm 119, hy sê, u woord is 'n lamp vir my voete en is 'n lig vir my pad. As jy sukkel om jou pad te vind, gaan woord toe. En as jy nie weet waarom die woord te begin nie, kom ek maak dit vir jou maklik. Matteus, Markus, Johannes, Lukas, lees dit oor en oor en oor. Matteus, Markus, Johannes en Lukas, lees dit oor en oor en oor. Al 4 evangelies, lees dit en lees dit en lees dit. Ja, kom ek voel dit nie, moenie worry nie. Daai woorde spoel in jou gees in. Daai woorde spoel in jou gees in. Daar's tye wanneer jy buite op die see is, jy kan nie jou eie judgment vertrou nie. Maar jy kan die woorde van Jesus vertrou, dis vas. Vertrou dit. As jy voel God het my nie lief nie, maar Jesus sê, so lief het God hierdie wêreld gehad. So lief het ek jou gehad. Dan laat jy Jesus se woorde meer waar wees as jou eie gedagtes. Kom by die woord uit. Ek het nou nog gepraat van range line, so as jy by Knysna inkom, en jy kom oor die oseaan aan, jy kan van enige plek in die wêreld aankom hier by Knysna, en nou moet jy by die Heads inkom, en dis die veilige hawe vir jou, en nou moet jy deur die Heads kom.
Dan is daar 'n ding wat ons noem by die ingang van van die Heads. Jy kan hom al sien so 'n paar myl uit in die see in, line jy op, en dan is daar 2 ligte. Die een is 'n rooi lig, die dagteken vir hom is 'n driehoek, en die ander een is 'n wit lig, 'n wit pilaar. En wat hulle wil hê jy moet doen, van die binnekant van die see af, moet jy seil verby die hetseil, jy kom nog nie in nie. Dan sien jy daar's 'n wit lig, daar's 'n rooi lig. Nee, daar's die rooi lig, daar's die wit lig. En die oomblik as daai 2 op mekaar is, dan weet jy dis die lyn waarop ek moet inkom. Nou ek weet nie wie van julle was al in die see nie, en ek weet nie wie van julle het al op die range line ingekom nie, maar dis scary. Die ouens wat sal weet hoe werk hierdie range line, dis wat gebeur. As jy op 'n range line inkom en nuis na in, dan kom jy agter, jy sou nooit daai uit jou vrye wil daai pad gery het nie. Want hulle sê, jy kom so naby aan die Western Head, dat jy kan die mossels afpluk met jou hand van die rotse af. Die pad in die lagoon is teen die kraanse aan daai kant. Dis die diepste area en daar's 'n ander rede. Die grootste deel van ons swel breek nie aan daai kant nie. Nou hoekom moet jy dit geleer word? Die oomblik as jy by die Heads inkom, mag jy nie jou eie intuïsie volg nie. Jy mag jou eie kop volg, jy mag jou eie raad volg nie. Jy moet op die range line bly. Van die range line bring jou veilig huis toe. Bring jou veilig huis toe. Wat is die range line vir my en jou wat ek en jy het? Hier is die range line. Toe die verlore seun in 'n ver af land is, toe begin hy goeters onthou. Het julle gelees? Hy sê, in my vader se huis het dinge nie so gewees nie. Dinge was so, en dinge was so, en dinge was so. Ek wil hê jy moet onthou hoe is dit as jy by die huis is. Jou verlange en hankering moet terug wees na die huis toe. Maar as jy nie weet wat by die huis gebeur nie, as jy nie weet hoe het voel by die huis, kan jy nie terughinker sin toe nie. Maar vir ons wat kinders van die Here is, wat wegbeweeg van die huis af, die eerste ding wat jy moet onthou, is onthou wie is jou pa. My pa is 'n regverdige man. Jesus kom leer vir ons, Paulus hulle kom leer vir ons, die Bybel is vol van wie is die Vader. Hy sê niks sal jou kan skei van God se liefde vir jou nie. Nie jou wegloop nie, nie jou sonde nie, nie jou mislukkings nie. Onthou dat niks kan jou verwyder van jou Vader se liefde nie. Dit moet prominent in jou lewe wees. As jy wegdryf van God af, dan moet jy onthou, God het my lief en ek is veilig om terug te gaan na hom toe. Weet jy wat hou ons die meeste van die tyd weg? En ek noem dit oor en oor en oor. Wat ons die meeste van die tyd weghou. Ons dink God is kwaad vir ons as ons weg is van die huis af. En dis 'n leuen. Jesus vertel hierdie storie oor en oor en oor, en hy wil hê jy moet hom oor en oor leer, en hierdie storie moet vir een van die grootste stories in jou lewe raak, die verlore seun, want is 'n pa wat op die stoep sit en nie kwaad is nie, is 'n pa wat uitkyk en wag wanneer kom jy huis toe, en is 'n pa wat sy kleed optel en hardloop na jou toe en jou omhels. As jou prentjie van God enigstens anderste is as die prentjie wat die Vader in die verlore seun is, dan jy nog nie 'n ware beeld van wie God is nie. As daar 'n millimeter in jou hart is, dat God is kwaad en hy gaan jou terugkry as jy huis toe kom, dan is jy nog baie ver van wie Vader is. As jy sukkel met die Vader se beeld, gaan kyk wie is Jesus, gaan kyk wie was hy op aarde, gaan kyk hoe sy persoonlikheid gelyk, gaan kyk hoe hy mense hanteer, want Jesus sê, ek is die ware beeld van die Vader. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Baie van ons sukkel om die God van die Ou Testament te verstaan. As jy hom wil verstaan, kyk net na wie Jesus is. En Jesus kom vertel vir ons wie jou pa is. So onthou wie jou pa is, maar dan onthou hoe is dit by jou huis. Hy sê, weet jy, by my pa se huis was daar altyd genoeg kos. By my pa se huis was daar so baie kos, dat nie eens die diensknegte en die slawe wat daar gewerk het, honger gely het nie. Hulle almal het 'n warm dak oor hulle kop gehad. My pa se liefde was nie vir sy seuns nie. My pa se liefde was vir almal in sy werf. Almal in sy werf. Selfs die steekbaard brak het liefde gekry. Wil jy moet weet, by God se huis is daar liefde vir jou. En as jy weg is van die huis af, laat daai liefde jou terugdruk huis toe. Laat daai liefde jou terugdruk huis toe. Vir hierdie jong man
was dit onthou, was dit by die huis, en toe was dit onthou, was sy pa. Dit het hom teruggebring huis toe. Het hom teruggebring. Het is baie belangrik dat as wanneer jy by die huis is, en jy connected is, en dalk sit jy vandag en sê, Jaco, ek is deeply connected. Ek voel ek's naby aan die Here. Verlustig jou in God. Dat wanneer jy weg is, jy weet waarna jy verlang. Dat jy weet wat jy mis. Nou soms, as ons dan nou weg is, en ek sukkel om my pad huis toe te kry, op die see, dan het jy nodig om jou radio te gebruik, as jy gelukkig is 'n selfoonsein te gebruik. Hier's die reël, maak kontak met iemand op die land. Maak kontak met iemand op die land. Nou, ek vertel gou 'n storie. Ek het 'n goeie vriend. Hy besoek ook ons gemeente van tyd tot tyd. Hulle bly tussen Johannesburg en Pretoria en Knysna. En ons het baie saam geseil. En ons seil een keer, ek het 'n bootjie gehad, en naam was Mila, en ons het daar uitgeseil hier van Knysna af, en dan Mossel Baai toe, ons het daar gaan slaap en oorkom, met die kar teruggekom. Partykeer los jy die boot daar vir gunstige weer, sodat jy alweer kan terugseil. En ons seil die boot af Mossel Baai toe, lieflike seil gehad, ons kom in Mossel Baai, los die kar, kom huis toe, nou wag ons vir beter weer. 'n week daarna is daar gunsteling weer bracket, waar ons die boot kan terugseil, maar ek kon nie seil nie. So, my vriend en 2 van my vriende sê, kan hulle vir ons die boot terugseil? Ek sê, het sal great wees, asseblief seil die boot vir my terug. Hulle al 2 het lisensies om die boot te seil, en hulle klim op die boot daar en hulle seil Knysna toe. Op die boot is daar 'n ander man wat nog nie baie saam geseil het, en hy raak baie siek op die boot. So hulle dink, hierdie man gaan dit nie maak, hy sterf amper, weet, as jy seesiek raak, en dink jy amper jy gaan mors dood. En as jy nie mors dood gaan nie, wens jy gaan mors dood. Die grootste vrees is, jy bang jy oorleef dit, en jy ly nog lank. Jy wil hê jou lyding moet eindig. En hulle kom vooruit. Nou maak hulle kontak met die land. Hulle bel my. Want wat hulle by die het sien, lyk nie vir hulle goed nie. En nou kom hulle al die pad van Mossel Baai af, nou moet hulle deur die het. En daar's geen wegkruipplek op ons kuslyn nie. Die naaste wegkruipplek is Mossel Baai, is die enigste hawe, Knysna se hawe, maar as jy nie by die hets inkom nie, dan het jy moeilikheid. Waartoe gaan jy? En ek klim my kar, ek sê vir hulle, ek ry af hets toe, ek gaan kyk hoe lyk die hets se kondisies van die grondvlak af. Ek gaan parkeer daaronder, en dan staan ek in die hets en dan kyk, en ek sien, dis pragtig. Daar's geen golwe wat breek nie. Jy kan duinings hanteer, wat jy nie kan hanteer in die hets, is golwe wat breek. En dan sê ek vir hulle, luister, julle kan inkom, is veilig. Bly op die range aan, julle kan inkom. Dan kyk een vir die ander en hy sê, dit lyk nie vir my veilig nie. Sê dan, dit lyk ook nie vir my veilig nie. Sê hulle, Jaco, is jy seker? Dan sê ek, of course, ek sal mos jy daai kans vat. Dit is my boot. Ek gaan nie 'n kans vat nie. Dis veilig. Julle bly op die range aan, julle kan inkom as niks wat breek nie. Van hulle vantage punt af kan hulle nie sien wat ek sien nie. En vir hulle lyk dit of die golwe breek, maar wat gebeur as 'n windjie wat van die noorde af kom, dan waai hy die sprei bo van golwe af. Maar as die breekgolwe is net duinings, hulle kan veilig aankom. Hulle vertrou nie wat hulle oë sien nie, maar hier's die tweede probleem. As jy die land kontak, kan jy vertrou ook nie wat hulle sê nie, dan sê jy op jou eie. Die een vriend sê vir my, sê, weet jy wat, hulle kyk na die een weer, en dan sê hy, die een, die weerstasies gee vir die hoogte van die golwe in 'n spesifieke gebied. Nou kyk hulle aan die hoogte van die golwe, en sê hierdie een, en hulle kan inkom, kyk hulle na volgende stasie, en sê hy inkom, die een vriend sê vir die ander vriend op 'n staan, en hy sê, luister hiersom. Nou kry ons 'n weerstasie wat sê, ons kan nie ingaan nie, nou moet ons terug Mossel Baai toe, die ou gaan dit nie maak nie. So dis nie vir ons 'n opsie nie. Hulle bel toe 'n derde ou. En dit is die Yacht Club se Commodore op daai stadium, Roger. Hulle bel vir Roger en sê, Roger, kan ons inkom? Hy kom daar na my toe, kyk op die golf. Hy sê, natuurlik kan julle inkom. En op jou end, toe kom hulle in. En dan kom land en ons sê vir hulle, wat help het julle vra vir mense op land raad? Hulle gee vir julle duidelike raad en julle wil dit nie glo nie. Hier is wat ek wil sê. As jy voel jy is weg van die huis af, maak kontak op land. Maak kontak met iemand wat by die huis is. Vertel 'n vriend en sê, ek hanker 'n bietjie na God, ek verlang. Ek voel of ek bietjie weg is, bid saam met my. Vertel vir 'n pel, 'n vriendin, 'n kollega, iemand by die kerk, iemand wat jy kan vertrou. Dis nie 'n skande nie, want die eendag wanneer jy by die huis is, die ander een op see, en wanneer die ander een op see is jy by die huis. Ons help mekaar. Jy sê net, dink 'n bietjie aan my. Ek voel 'n bietjie koud. Ek voel of my gebede teen die dak vasbid. Voel of aan nie kontak is nie. Ek wil net vir jou noem dat jy na my kyk, dat ek nie wegdryf nie. Ek
Ek verlang om terug te kom huis toe. Luister na jou vriend. Vertel vir iemand as jy flou voel. En dan laastens, baie gevaarlike plekke in die wêreld, as jy by 'n skip moet inkom, mag jy nie die skip self bestuur nie. Hulle noem dit 'n harbor pilot. Wat gebeur is gewoonlik met groter tankers, dan vat hulle 'n helikopter, drop 'n harbor pilot by jou boot. Hy klim op die boot want hy alleen ken die sandbanke wat skuif, die strome en die wind van hierdie omgewing. En geen mens mag dan inry nie. Jy luister vir die harbor pilot, jy gee die stuur oor. En die harbor pilot vat die boot. En hy ry om deur al die verskillende sandbanke wat gereeld skuif. Hy is op hoogte van wat hier aangaan. En hy bring jou boot veilig na huis toe. Wanneer is dit? Liewe gemeente, ek wil vir jou sê, daar's 'n tyd wanneer jy kom vir berading, vir counseling. Jy gaan na iemand toe wat jy vertrou en jy gesels met hulle. En jy's altyd welkom om kerk toe te kom en sê, bid saam met my. Ek mis die Here. Kan ek bietjie kom gesels? Ek dink toe ek groot geword het, was dit mense wat probleme het wat met die pastoor moet gaan gesels. Ek wil jy moet verstaan hoe gebruik ons gemeente, hoe sien ons dit. Ek het nie baie beradingsgesprekke nie, vir my is dit pastorale gesprekke. En pastorale gesprekke is om te kyk saam met jou, waar's die Here nou in jou lewe? Hoe beleef jy nou die Here? En is om langs jou te staan en saam met jou te loop by die hawe in. Dis nie 'n skande nie. Ek wil niemand moet hier uitstap en dink dis 'n skande nie. As ek dit vir julle kan sê, as julle nie omgee nie, ek sien 'n gebedsbegeleier 1 keer 'n maand. Daar's tye wanneer ek dit meer sien, waar ek met daai persoon aanhoudend gesels oor waar is my hart nou? Hoe ervaar ek die Here? Is ek naby, is ek by die huis, is ek weg? En is iemand wat altyd saam met my bid. Is iemand wat altyd saam met my bid. Waarom is dit vir my belangrik? Ouens, is vir my so belangrik om in die huis te wees. My siel is werklik belangrik. En as my siel belangrik is, dan doen ek moeite daarmee. Ek doen moeite daarmee. Doen moeite daarmee. Jy sit vandag hier en sê, Jaco, ek is geconnect. Dan sê ek vir jou, wonderful, geniet dit. Verlustig jou in die teenwoordigheid van God. Maar onthou hierdie values, hierdie reëls, hierdie padkaart. Want môre, oormôre, wanneer die lewe met jou gebeur, wat jy nie verwag het gaan gebeur nie, en jy's bietjie verlore, dan red hierdie goed jou lewe. Onthou, raak bewus van wat in jou hart aangaan. Onthou waar jou vaderhuis is. Onthou hoe dit daar is. Deel jou hart met iemand. En as dit nodig is, met grootste liefde kom kuier vir iemand wat saam met jou 'n pad kan stap. Jou siel is belangrik. Jou siel is belangrik. As die Army hulle Marines leer om terug te kom huis toe, hoeveel te meer moet ons nie mekaar help om terug te kom huis toe nie. Kom spyg ons hoofde. Wil jy nie net 'n begroting neem van jou hart nie, daar waar jy sit. Hoe voel dit, is jou hart naby in die huis op die oomblik, is jou hart ver? Voel jy connected, voel jy disconnected? Is nie 'n skande as jy disconnected is nie. Ek wil hê as jy disconnected voel, as jy 'n bietjie ver voel, laat jou gedagtes gaan. Jou pa is lief vir jou. Daar's altyd voedsel in jou pa se huis. Dis 'n plek van blydskap, liefde en vrede. Dis 'n plek wat gemaak is spesifiek vir jou. Jy kan asemhaal, jy kan lewe. Dalk is jou eerste woorde vandag, Here, ek wil terugkom huis toe. Dalk is dit die begin. Ek dink daar's dalk iemand hier vandag wat sê, Jaco, ek dink ek was al ooit by die huis nie. Ek wil huis toe kom. Ek wil die huis vind. Dalk vir jou 'n gebed vandag sê, Here, hier is ek. Wys my waar huis is. Help my.
begelei my terug. En dan van julle wat vandag hier sit, wat sê ons is by die huis. Verlustig jou in God. Geniet sy teenwoordigheid. In Jesus naam, amen. Liewe gemeente, baie dankie vir julle saamkuier. Liewe momente, hou aan, bid vir ons, vir al die dinge wat in plek moet val, vir ons gebou om gebou te word hier agter, vir die kerk om vergroot te word. Hou aan, vertrou saam met ons kort nog inkomste, daar's 'n klomp wat ingekom het en wat besig is om in te kom, so as hier in jou hart werk en jy wil ons help op 'n wyse, kom na ons toe, as daar iets is hoe jy kan help, kom praat met ons, maar dis deel van ons roeping om die fasiliteite wat die Here vir ons gegee het, 100% te kan uitleef, meer mense te kan intrek, dat meer mense kan experience wat ons experience. Dankie liewe gemeente, seën vir julle, geniet die dag, was lekker koffie daar agter, dankie.